Goeiedag, my naam is Jaco Pitter. Ons praat vandag oor die tema wees uitgesproke vir Christus. Praat oor Jesus, vertel van die goeie nuus. Ek onthou baie mense in die verlede het gesê dat as jy jou dade reg het, as jy so lewe, dat mense jou kan sien, is dit die heel belangrikste. En dan het mense gesê, jou lewe moet van so 'n aard wees en getuig van Jesus, en wanneer dit nodig is, moet jy woorde gebruik. En dit is in 'n groot mate waar, natuurlik, dis die een kant van die munt, maar aan die ander kant van die saak, die ander kant van hierdie munt, is daar Jesus wat vir ons sê, ons moet oor hom praat. Ons kan nie onsself verskoon deur nie woorde te gebruik nie. Ek onthou ook in die verlede het mense baie gemaak van die EE3 om evangelisasie te doen en getroue getuies, en almal het gaan evangeliseer, vir mense van die Here vertel. En so met die tyd in die kerke het hierdie evangelisasiemodelle as oudtyds, was dit as oudtyds geklassifiseer, en dit is nie effektief nie, en dis nie die manier hoe mense na die Here toe lei nie, en sovoorts. En toe het dit op die agtergrond verdwyn. Maar in dieselfde tyd is my persoonlike waarneming, dat die kerk toe ook begin het om te krimp. Want wanneer 'n mens die evangelisasie, die nuwe bekeerlinge, nie meer in die kerk as 'n verskriklike belangrike punt sien nie, dan begin die kerke krimp. Die kerke het toe begin om meer aanloklik te raak vir mense, platforms te skep waarop mense kan aanbid, gehoor by mense wat vir hulle belangrik is, en al minder begin om te doen wat Christus sê. Dit beteken, en waarop ek fokus, is spesifiek dat ons oor Jesus moet praat. Natuurlik sal wonderlike dinge wat in kerke gebeur en wat Christene doen. Ons kyk na Lukas 12, waar Jesus begin in vers 4, ek lees uit die boodskap, vir wie moet jy bang wees? Sê my, sê Jesus, vir wie dink julle moet 'n mens die bangste wees? Vir mense of vir God? En hierdie is 'n belangrike vraag wat Jesus vra, wat hy ook aan jou stel en aan my stel. Vir wie is ons die bangste? Waarom is ons so onseker wanneer ons tussen ongelowiges is? Of wanneer mense dinge doen wat verkeerd is in die oë van die Here, om iets daarvan te sê? In vandag se tyd kry die vletjieblassers natuurlik die grootste moeilikheid, want wanneer die vletjieblassers iets bekend maak in die regering en in die kerk, dan spat die vonke nie, en dan is die vletjieblaser in groot moeilikheid. Ek praat nou die dag met iemand in 'n gemeente wat agtergekom het dat die kollega iets in die boeke verkeerd doen, en dit toe gaan aanmeld het, maar die ding het so skeef geloop, dat hierdie spesifieke persoon wat die waarheid oopgemaak het, op die einde van die tyd sy werk verloor het. En die kollega gaan net voort met sy werk. En 'n vletjieblaser is in die moeilikheid. Mense wat opstaan vir die waarheid, en die absolute waarheid, word baie keer gesien as 'n dwarstrekker, maar Jesus sê, dit is 'n normale lewe wanneer ons hom volg. Mense kan miskien jou liggaam doodmaak, maar dit is al, sê hy. God kan baie meer as dit doen. Hy kan jou in die doderyk gooi. En dit is regtig iets om voor bang te wees. Nou wat ons hier van Jesus leer, is nie 'n dreigement nie, maar Jesus wil vir ons leer dat daar 'n uitkoms gaan wees in ons lewe wanneer ons vir mense bang is. Dit gaan vir ons baie skeefloop, en ons lewe gaan nie lekker uitwerk as ons dit probeer doen nie. Maar dit begin hier by die vrees vir die Here, respek vir die Here, eerbied vir die Here, gehoorsaamheid aan die Here, gehoorsaamheid aan God se woord. En is so inspirerend om te weet, dat wanneer ons vir die Here lewe, ons nie kan stil bly oor wat hy in ons lewe vir ons beteken nie, want dan is die woord van die Here natuurlik vir ons die belangrikste. En dan praat Jesus oor die mossies. Hy sê, wat dink julle, sal iemand vir 5 mossies betaal? Hoogstens 'n paar sent. Nou ons weet dat die arme mense in Jesus se tyd van mossies geleef het, né? So dit was min of meer so 16de van 'n denarius wat 'n dagloon was, se waarde wat aan 'n mossie gekoppel was. En die arme mense het mossies geëet om te kan oorleef. En dan sê Jesus, hulle is nie veel werd nie, maar tog gee God vir hulle om. Weet julle, God gee nog baie meer vir julle om, van kop tot toon is julle vir hom belangrik. Hy gee so om dat elke haar op julle kop getel is. Moenie bang wees nie, julle is kosbaar vir God. Met ander woorde, wat die Here hier sê,
is dat ons aan hom behoort en dat ons waardevol is en dat hy vir ons baie lief is en dat hy vir ons beskerm en dat hy by ons is. En dan kom Jesus natuurlik by die volgende belangrike opdrag, vers 8, Lukas 12. Hou aan om oor my te praat in die wêreld. En hier wat ons by Jesus leer is dat daar woorde moet wees oor hom, dat daar gepraat moet wees oor hom. En as jy vandag gaan kyk, hoor as mans praat, dan sal hulle praat oor 'n Hilux bakkie en hulle sal weet wat die torque is en die Newtonmeter en al die dinge wat hy kan doen, sy petroltank se grootte, en dan sal die mense wat van Ford hou sê hoe die Ford sterk is, en so kan jy aangaan deur al die fabrikate. As mense oor rugbyspanne praat, dan ken hulle die spelers, hulle weet wat se posisies, hulle weet wie se plaasvervangers. So ook met elke ander sport of Olimpiese deelnemers. Maar wanneer mense moet oor Christus begin praat, dan klink dit asof hulle hom glad nie ken nie. Want hulle het 'n baie beperkte manier van praat. As jy vir mense vra wie is Jesus, dan sê hulle hy is my verlosser en saligmaker. En ek behoort aan hom. En dan stop die meeste mense by daardie idee van dink. En wanneer ons na Christus gaan kyk, is daar soveel meer oor hom te sê. Hy is die seun van die lewende God, die duiwels erken het, lees in Markus. Die mense in Markus sien wat die Here alles doen. En dan praat hulle oor hoe hy die seun van die God is, van God is. Hy is die seun van die mens. Hy is die Christus. Hy is die een wat ons sy vriende noem. Ons lees later ook in Lukas 12 dat daar gepraat word dat ons vir hom soos vriende is. Dit sluit aan by Johannes 15 waar Jesus sê, ek noem julle vriende. Dit is 'n naby familieband wat Jesus hiervan praat, 'n intieme familieband. En jy is ingesluit in hierdie intieme familieband van Christus. En jy kan ons dan nie stil bly oor die familie waaraan jy behoort nie. En hierdie familie is natuurlik vir ons die familie van die koninkryk van God waaraan ons behoort. So ons kan praat oor die koninkryk van God. Dan sê Jesus, hou aan om oor my te praat, dan sal ek julle 'n baie groot eer aandoen. Dan sal ek die seun van die mens ook oor julle praat, daar in die hemel waar God se engele is. Maar aan die ander kant, as julle tussen ander mense maak of julle my nie ken nie, sal ek presies dieselfde met julle doen. Dan sal daar ook sal ek voor die engele maak of ek julle nie ken nie. So wat hier belangrik is dat ons moet onthou hier's 'n gevolg wat Jesus vir ons hier uitlig. So as ons oor hom praat, sal hy oor ons praat, maar wanneer ons nie oor hom praat nie, sal hy nie oor ons praat nie, en sal hy nie hom uitspreek vir ons nie. En wat Jesus hier vir ons baie duidelik sê, selfde wat hy vir sy persone gesê het rondom hom, is praat oor my, praat oor Christus. En ons moet baie oor Jesus praat. Gaan dink byvoorbeeld om vir iemand net te sê, jy weet die Here het jou lief, of weet jy die Here sal vir jou krag gee, of weet jy die Here sal vir jou wysheid gee. Jesus het die Heilige Gees gestuur juis om jou te help vir wysheid. En as jy wil weet wat die Here sê, gaan lees die Bybel, gaan lees wat Jesus gesê het. En as jy God hardop wil hoor praat, dan moet jy die Bybel hardop lees. Want wanneer ons Jesus se woorde regtig in ons lewe ter harte neem en regtig ernstig in ons lewe strewe om dit so te doen, dan is ons besig om binne die wil van die Here te lewe. Nou sien ons ook hier in Lukas 9, vers 26, dat Jesus hier vir ons sê, ek lees weer uit die boodskap uit, hierdie versie, Lukas 9 vers 26, 25, as jy net vir jouself leef, kan jy dalk die hele wêreld aan jou voete hê, as jy geld najag. Maar wat help dit alles? Want uiteindelik beland jy in die hel. So Jesus gaan hier verder en hy leer vir ons dat daar 'n hel is. Baie van die kerke vandag sê daar's nie 'n hel nie, dis 'n metafoor of jy weet, dis nie 'n werklikheid nie. En ander mense aan die ander kant maak mense so bang vir die hel, hulle sukkel om in die lewe te bly en hulle is so vreesagtig oor die duiwel en al sy dinge dat hulle om elke hoek kan draai die duiwel raak sien. Maar Jesus is natuurlik die een wat die duiwel oorwin. Kolossense 2 vers 15, ons deel in die oorwinning van Christus. En dan sê Jesus, as jy in die hel beland, het jy eintlik alles verloor, vir altyd. So, ons kan hierdie wêreldse dinge uit ons koppe uitken, maar op die einde van die dag, sê Jesus, beteken dit nie,
vir ons regtig so baie nie. Moenie maak, vers 26, Lukas 9, moenie maak asof julle my nie ken, wanneer julle tussen ander mense is nie. En hierdie vers, hierdie opdrag van Jesus, hierdie stelling van Jesus, sny bietjie dieper in ons lewe, want ons kan nie by 'n braaivleis of tussen vriende gaan staan en dinge gebeur, en ons maak of ons nie vir Jesus ken nie, want Jesus sê ons moet in die lig lewe, ons is die lig, ons is die sout, en hy dinge kom regstel deur ons te leer hoe die 10 gebooie werk, dat dit iets is wat binne in ons harte en gedagtes ook afspeel, nê? As jy dink aan oorspel, het jy dit klaar gepleeg. Moenie dan skielik anders praat en anders optree nie, sê Jesus, Lukas 9 vers 26, want dan gaan ek presies dieselfde met julle doen, wanneer ek eendag na die aarde toe terugkeer. Wanneer ek as die seun van die mens in heerlikheid terugkom en omring is met my Vader se heerlikheid, en met al die heilige engele, sal ek ook maak of ek julle nie ken nie. En hier kom Jesus en hy leer vir ons nog eens hoe belangrik dit is dat ons hom moet ken orals. Dat ons nie hierdie ding kan doen waar daar 'n paar dinge gebeur, mense praat kwaad en ek bly stil nie, want as jy Jesus ken, is jy die een wat mos sê ons mag kwaad praat nie, of skinder nie, of deelneem aan onsedelike partytjies, of baie mense wat aan swingerklubs behoort en natuurlik hulle maats uitruil en seksuele wanpraktyke en onsedelikheid en pornografie en al hierdie verskriklike dinge is natuurlik dan dinge wat ons nie oor kan stil bly nie. So ons kan mense help wat by hierdie goeters betrokke is om vry te kom daarvan. Natuurlik gaan ons nie mense oordeel daarvoor nie, want ons mag dit nie doen nie. Romeine 2 maak dit tog baie duidelik. Maar ons is tog die mense wat moet praat oor Jesus en sy verlossing en dat hierdie mense gered kan word en kan vrykom. Want Jesus sê, wanneer ek as die seun van die mens in heerlikheid terugkom en omring is met my Vader se heerlikheid en met al die heilige engele, sal ek ook maak of ek julle nie ken nie. Nou dit is 'n verskriklike groot ontnigtering wat ons by Jesus hoor. So Jesus praat anders as baie kerke, nê? Jesus sê ons moet oor hom praat, of dit nou EE3 is en of dit nou getroue getuies of wat dit ook al is. Maar Jesus maak dit vir ons eintlik nog makliker, want ons het nie 'n kursus nodig om oor hom te praat nie. Ons het nie een of ander formule nodig nie. Want daar is soveel dinge oor Jesus te sê wanneer ons ken. Hy leer ons bid, hy gee vir ons die Onse Vader gebed. Hy bid vir ons en gaan lees in Johannes. Hy was die disippels se voete, hy leer vir ons van diensbaarheid. Hy leer vir ons hoe belangrik dit is om ander mense hoër te ag as jouself. Hy leer jou om te vergewe, hy leer vir jou om 'n nuwe mens te wees. So daar's soveel dinge wat ons oor hom kan sê. Ons kan eenvoudig net nie stil bly nie. En dit bring ons natuurlik dan ook by 'n volgende vers in Lukas hoofstuk 6, waar ons in vers 47 lees, jy moet onthou dat jy aan die Here behoort. En dan wat jy moet onthou is dat jy moet oor hom moet praat, want jou lewe is op 'n fundament gebou soos 'n rots. Want dan kan jy praat. En dan sê vers 46, julle praat so maklik. Kyk net hoe graag sê julle Here, Here, maar julle doen net mooi niks wat ek vir julle sê nie. En Jesus leer vir ons, nie elkeen wat sê Here, Here gaan in die koninkryk van God ingaan nie. So Jesus maak dit baie duidelik, daar's geen onsekerheid oor wat Jesus bedoel met wanneer ons oor hom moet praat nie. Want as ons oor hom praat, sê Jesus, dan gaan ons 'n tree verder, want dit kan nie net woorde en lippetaal wees nie. En dis wat Jesus bedoel met die wat sê, Here, Here, ons het gepreek en ons het demone uitgedryf en ons het al hierdie dinge gedoen. Want dan sal Jesus ook sê, ek ken julle nie. Dit leer vir ons natuurlik dat dit nie woorde en lippetaal is wanneer ons oor Jesus praat nie. Dit moet ervaringskennis wees, dit moet geestelike kennis wees, dit moet verhoudingskennis wees, dit moet Bybelkennis wees. Die meeste mense lê baie keer soveel klem op vergeesteliking van alles, dat hulle natuurlik die baba met die badwater uitgooi, en dat hulle nie regtig bly by wat Jesus sê nie. Mense wat sê, jy weet, die Heilige Gees werk nie in 'n kerk nie, en dan die mense in die kerk eintlik liefdeloos behandel, asof hulle nie die Heilige Gees het nie, en so aan. So jy kan baie probleme natuurlik tot gevolg wees, wanneer mense so dink. Maar wat ons dan ook weet, is dat die duiwel 'n vyand is. En baie mense sê die duiwel is metafories, of hy's maar net mitologies en so aan.
Maar die werklikheid is dat die duiwel baie groot verwoesting saai wanneer mense maak of hy nie daar is nie, of wanneer mense hom ontken en so aan. Maar ons wat die Here ken, weet ons leef in oorwinning. Gaan lees gerus Openbaring hoofstuk 19, waar die duiwel natuurlik wil beklei met Jesus en dan optrek met al sy trawante, net om te leer dat daar nie 'n oorlog is nie, dat Jesus hom onmiddellik in die tronk gooi, dat hy daar in die vuur gegooi word van swaal, want Jesus is die oorwinnaar, hy het oorwin deur die kruis, hy het oorwin natuurlik toe hy opgestaan het uit die dood, hy het mense bevry van bose geeste. En wanneer ons oor Jesus praat, moet ons ook praat daaroor dat hy die duiwel oorwin het en dat hy vir ons die oorwinning gee. Ons moet ook praat daaroor dat hy vir ons die Heilige Gees gegee het. Ons moet ook praat daaroor dat hy vir ons kom wys het wie die Vader is. Gaan lees Johannes, waar Jesus sê, as julle my sien, sien julle die Vader. En selfs die disippels wat dan onseker daaroor is en vra, wys vir ons die Vader. Terwyl Jesus dan vir hulle sê, ek is so lank by julle en hoe kan julle my dan eintlik nou nog vra dat ek vir julle die Vader moet wys. Ons moet uitgesproke wees oor Jesus, soos wat Jesus wil hê ons uitgesproke moet wees. Nie soos 'n kerk se dogmatiek of 'n kerk se persoonlike benaderings of interpretasies van ons vra nie, maar wat Jesus van ons vra. Want dit wat Jesus van ons vra is eintlik baie eenvoudig. Ja, ons lees ook wat Paulus skryf natuurlik in Romeine 10, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat hy die dood opgestaan het, opgewek is, fisies opgewek is, sal jy gered word. En daar is vir ons so belangrike ding daarin opgesluit, nee? Want ons moet die Here ons God lief hê met ons hart, verstand, krag, alles in ons harte en in ons koppe. En wanneer dit die geval is, dan is ons uitgesproke oor Jesus, op die manier wat hy uitgesproke was, met dieselfde inhoud waarmee hy gepraat het, gehoorsaam aan wat hy van ons sê, en dan gaan ons nie stil bly nie, want ons weet, ons praat oor hom, ons ken hom, en ons weet dan ook, hier's 'n groot vraag natuurlik vandag vir almal, en hierdie vraag is, wil jy regtig jouself uitspreek oor Jesus, want dis 'n belangrike besluit, wat 'n mens moet maak, dis 'n lewensbesluit, 'n lewensoriëntasie om te sê, ek wil oor die Here praat, want ek ken hom. En as jy dit nie wil doen nie, moet jy tog onthou dat Jesus sê daar's gevolg. En hierdie gevolg is dat hy gaan sê dat hy nie vir jou ken. En natuurlik is dit nie iets wat ons graag wil hê nie. Kom ons verbind onsself aan die Here en sê, Here, ek wil oor U praat, ek wil uitgesproke wees oor U. En gaan lees Jesus se woorde sodat jy reg kan wees om oor hom te praat. En natuurlik beloof Jesus verder, wanneer ons oor hom praat, sal die Heilige Gees die woorde in ons mond lê. Kom ons maak vandag weer hierdie baie belangrike besluit om te sê, ek gaan uitgesproke wees vir Christus. En wees verseker dat sy Gees vir jou hierin sal help. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê.